Ai, dis sulke voorreg om so te kan saam sing. Hierdie mooiste woorde as dit werklik net insink en ons besef dat dit eintlik ook 'n belydenis is, 'n verbintenis is. Om te sê, Here, ons wil U naam groot maak, ons wil U naam eer. Kom ons sluit vir 'n oomblik die oë en ons bid en ons vra dat die Here ook vanmôre om aan ons sal openbaar, ons sal kom ontmoet hier waar ons is. Kom ons bid saam. Here, ons sing en ons bely dat U hier teenwoordig is. Maar Here, baie keer is ons afwesig. Here, kom raak ons ook nou aan. Here, kom maak ons ore oop om te luister, ons oë om te sien. Here, kom maak ons harte weer warm. Here, kom maak ons gees soos goeie grond vir U saad om te groei. Here, dankie dat U ons Vader is. Dankie dat U ons Pa is, wat na ons omsien. Here, ons is vir U lief. Help ons om ook nou te hoor wat U aan ons vanmôre, aan elkeen van ons, by name, maar ook saam as gemeente, as kerk, as huisgesin wil openbaar. Ons bid dit in U naam. Amen. Nou voordat ons so saam lees, ek het nou eintlik skoon vergeet, maar laat ek dit nou maar sê. Julle, dis mos nou 'n baie spesiale dag vandag. Voordat ek verder uitbrei, moet ek nou vra, tannies, waar kan 'n mens die lekkerste styk eet? Vir die grootstes by die huis. Julle, dis Vadersdag en ons vier ook die groot rol wat vaders in ons lewe speel of gespeel het. Biologiese vaders, maar ook daai mentorvaders, daai oupa-vaders. Baie dankie ook vir julle. Dankie dat die Here julle ook kan gebruik om 'n groot impak in ons gemeente te kan hê. Dit is altyd vir my so mooi om te sien, baie keer daai twee seentjies wat so help om die kollekte op te neem. Waar het hulle dit gesien? Hulle sien ook die voorbeeld. En dit is so belangrik dat ons vaders in hierdie gemeente ook daai rol opneem om vir ons 'n geestelike voorbeeld te wees. So baie dankie vir julle en mag ek sommer nou vra, van kleinkinders af, na die tannies toe, na die jonges toe, na die wat hulle paas onthou en oupas onthou, na die geestelike leiers, kom ons gee tog net vir al ons pa-figure vanmôre 'n lekker, liefdevolle, warm handeklap. Ons waardeer julle, baie dankie. Familie, vandag lees ons uit Spreuke uit. Nou, ek weet Spreuke is nou een van daai boeke in die Bybel, dat as ons nou vir mekaar vra, wat is jou gunsteling teks? Wat is daai versie wat jou aangryp? Dan is die kans baie goed dat dit 'n Psalm is, of dit is baie goed dat dit een van die Spreuke is. Is dit nie so nie? Net gou by julle hoor, wie van julle is lief vir Spreuke? Is daar van julle wat lief is vir Spreuke? Nou die interessante ding van Spreuke is, omdat Spreuke deel is van wysheidsliteratuur. Ons kry mos verskillende literatuurtipes in die Bybel, soos nou narratief, dit is 'n storie of verhalend, of ons kry profetiese literatuur, dit is nou Jesaja, Jeremia, Esegiel, kry ons ook iets soos wysheidsliteratuur. Tipiese voorbeelde is dan nou Spreuke of Prediker of selfs Job. En omdat dit wysheidsliteratuur is, hou ons daarvan om eerder net so 'n ou stukkietjie te lees. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Ons sal nou lees uit Spreuke uit, vertrou volkome op die Here, klaar. Maar as ons nou die verhaal lees van Dawid en Goliat, dan lees ons nie, en toe tel Dawid klippies op, dit is nou 'n goeie boodskap nie. Ons lees mos nou verder. En nou dis die wonderlike ding van Spreuke is, ons kan sulke lekker nuggets kry, sulke diamantjies optel uit die teks uit. Maar wanneer laas het jy Spreuke gaan lees en vir jouself gevra, wat is die gehele patroon wat ons raak sien? Wat is die boodskap wat sterk deurkom? Natuurlik is daar hierdie klein goedjies wat ons kan saamvat en dra, maar wanneer laas het jy uitgezoom en na hierdie hele boek gekyk? En dit is wat ons vandag gaan doen. Ons gaan nie so sterk fokus op 'n spesifieke teks in Spreuke nie. Ons gaan eerder kyk na wat is die algehele boodskap
wat vir ons oorgedra word, en dan ook, wat is die imperatief, dit beteken die opdrag, wat vir ons gegee word. Waartoe lei dit ons? Nou ek wil graag hê ons moet begin by Spreuke hoofstuk 1, om net vir julle gerus te stel, ons gaan by Spreuke 8 ophou. Ons gaan nie verby lees nie. So ons begin by Spreuke hoofstuk 1, julle kan daar oopmaak, en ons gaan net na so 'n paar stukkies kyk. Nou wanneer ons dink aan Spreuke, is ek seker dat een van die woorde wat by ons opduik, is die woord wysheid. Is dit nie so nie? Ons wil wysheid hê. En as ons nou baie mooi gaan dink oor wat is wysheid, moet ons mekaar sê dat wysheid is so bietjie meer as kennis. Is dit nie so nie? Dit is so bietjie meer as boekkennis. En as ons nou regtig probeer om wysheid te definieer, dan sien ons dit is nou nie so maklik nie. Dit is nogals ingewikkeld. Ons weet dat wysheid een van die eienskappe is van God. God is liefde, en God is genadig, en God is regverdig, maar God is ook wys. En die teks wat ons vanmôre gelees het, en ook so lekker saam gesing het, uit Psalm 8, help ons om bietjie te dink, dat wanneer ons nou sit op jou kampstoel, en jy kyk een aand op, en jy sien al hierdie sterre, né, die maan en die sterre, en die Melkweg, en die Suiderkruis, is daar nie enorme wysheid wat daarmee verweef is nie. Dink net vir 'n oomblik daaraan. Die enorme wysheid wat dit gevat het. Dink net aan die chemie, aan die fisika, die astronomie, alles wat saamgevoeg word om dit moontlik te maak. Kom ons maak dit kleiner, baie kleiner. As jy hierdie klein baba hondjie vashou, of hierdie klein baba katjie vashou, daai katjie is nog net so groot, maar daai snorbaartjies is perfek. Daai oogies, perfek. Ek sê so, en ek is nie eers 'n katmens nie, maar dit is perfek. Enorme wysheid. As ons dink in Psalm 139, God sê, ek het jou die moederskoot aan mekaar geweef, ek het jou geskep. Kan jy jouself indink, julle, in hierdie moederskoot, word alles so by mekaar gevoeg. Wie sê vir die selletjies om dit te doen? Wie organiseer hulle? Wie staan daar en jy gaan so toe, jy gaan hierdie kant toe, jy bly daar? Wie? Enorme wysheid. En dis hoekom byvoorbeeld, as ons kyk na die boek Job, waar al hierdie verskriklike dinge met Job gebeur, en hy verstaan dit nie, en hy kan dit nie begryp nie, daar in die einde, ek spring nou baie vinnig oor die boek, daar in die einde kry hy nie 'n antwoord van God nie. God kom let nie voor hom en sê, goed Job, kom ons begin, hoekom het hierdie goed met jou gebeur? 1.1.1.1, kom ons skop af. Nee, God vra eintlik net vir hom woorde, of vra eintlik net vir hom vra, om die punt te maak dat jy sal dit nie kan begryp nie. Ek is die bron van wysheid, by implikasie vertrou my. Was jy daar gewees, toe ek vir die see gesê het, stop net hier? Was jy daar gewees, toe ek die berge geskep het? Is jy daar in die natuur, nou op hierdie oomblik, daar waar die bokkies grasie soek, daar waar die volstruis is jy daar? Dink jy werklik jy kan verstaan? Vertrou my, ek is God. En daarom gaan ons ook nou sien in Spreuke, dat wysheid begin met die dien van die Here. As ons die Here dien, dan ontdek ons iets van wysheid. En dit is die wonderlike ding, hoewel wysheid so ver bo ons begrip en verstand is, ons kan nie hierdie wysheid begryp nie. Ons weet nie hoe hierdie dinge werk nie, ons weet maar soveel. Is dit ook ietsie wat ons kan leer, ken? Nooit ten volle nie. Maar soos ons tyd met God spandeer en ons leer wat werklike liefde is, of tyd met God spandeer en ons leer wat werklike barmhartigheid is, so in 'n verhouding met God kan ons leer wat wysheid is. En dit is die doel van Spreuke. Spreuke wil ons leer wat wysheid is.
En daarom is dit belangrik dat wanneer ons Spreuke lees, ons hierdie beeld in ons kop kry. En ek is so bly dis vandag Vadersdag. Ons sien hierdie figuur, né? Hierdie mentor of hierdie pa wat sy kind wil onderrig, wil leer, tot geestelike volwassenheid wil bring. En daarom sien ons ook hierdie herhaling kort in Spreuke. My kind, nou moet jy luister. My kind, neem hierdie woorde in wat ek vir jou sê. My kind, moenie onderrig gering ag nie. En so vanmôre word ons ook aangemoedig om te leer, jouself in te stel om in te neem. Goed. Ek net gou vinnig vra in die moederskamer, is julle klankreg, kan julle hoor? As julle die 1983 vertaling het, daar's mos so 'n kort stukkie bo aangeskrywe voordat ons nog die hoofstukindeling kry. Kom ons kyk gou vinnig waaroor gaan Spreuke. Die boek Spreuke bestaan uit 'n versameling gedigte en spreuke wat bedoel is om mense te onderrig in die regte lewenshouding en lewenskuns. Nou dis 'n interessante een, hè? Lewenshouding, hoe ons kyk na die lewe, wat 'n gesindheid ek aanneem teenoor die lewe, maar ook lewenskuns. Nou as jy sê jy's kunstig, dan beteken dit nie jy kan in jou kop sien hoe om te skilder nie. Dit beteken jy kan dit wat in jou kop is of in jou hart leef, uitdruk. Jy kan dit gaan doen. Is dit nie so nie? As jy 'n beeldmaker is, jy kan nie vir iemand sê, weet jy wat, ek het nou al hierdie perd uit graniet uitgekap hier in my kop nie. Nee, jy wys die vrug daarvan. En so is wysheid ook. Ons gaan dit ontdek. Dat wysheid is nie net kennis hier in jou kop nie. Dis die oorloop daarvan. Daarom gebruik ons taalgebruik as volg. Jy het wys opgetree. Jy het nou iets wys gesê. Jy het wyse raad gegee. Hoor julle, daar's 'n praktiese komponent aan wysheid. Die grondslag wat telkens gestel word, is dat ware kennis begin met die dien van die Here. En die van julle wat Pinkstertyd die dienste bygewoon het, sal julle onthou ons 'n bietjie gepraat oor die vrees van God, onsag vir die Here. Hierdie woordjie is weer onsag. Ware kennis begin met onsag vir die Here. Nou kom ons kyk na ons eerste hoofstuk. Ons lees vers 2 saam. Die Spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig. Die Spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig. Hoor julle die taal van 'n proses? Dis hoekom dit altyd vir my so lekker is om by ons senior lidmate te gaan sit, ooms en tannies, en hoor bietjie wat is die lewenslesse wat julle geleer het. Hoe die Here 'n pad met jou gestap het, wat hy vir jou geopenbaar het en gewys het. Die Spreuke wil jou leer, wil jou onderrig. Dit is nie 'n draai-vroeg nie. Ons gaan nie deur Spreuke lees en sê, goed, nou het ons alle wysheid in pag nie. Dis 'n verhouding met God. In hom leer ons daagliks wat wysheid is, sodat hulle sal weet wanneer iemand verstandig praat. Om te kan onderskei, om te kan weet, om hy kontras te kan sien. En hierdie kontras gaan ons nou ook bietjie uitrol, en dit is daai kontras dat wanneer ons werklik in die wysheid inkruip, en werklike smagting het tot wysheid, dan begin ons die kontras raak sien tussen die wêreld se manier van doen en God se manier van dink. Dit help ons om te onderskei, dit help ons om die lig teenoor die donker te kan sien. En dis hier waar dit begin verweef. Ons lees oor kennis, en ons lees oor onsag vir die Here, en ons lees oor wysheid. En daai drie loop so hand in hand saam. Kennis is dit wat ons in ons koppe het. Waar kom kennis vandaan? Ek het toegang tot die woord van God. Ek lees my Bybel. Ek het kennis. Ek leer hierdie dinge. Ons vertel vir ons kinders die stories van die Bybel.
Kennis is ook wat die Heilige Gees in ons harte openbaar. Is dit nie so nie? Kennis is ook wat ons as geloofsgemeenskap nastreef. Dit wat ons nou doen is, julle word gelaai met kennis. Dis hoekom in ons gemeente is dit geweldig belangrik, dat ons lidmate toerus. Dat ons Bybelstudies het, dis kennis, aan die een kant. Aan die ander kant, is dit ontzag vir die Here, vrees vir die Here. En dit is belangrik, want hierdie kennis is nie net 'n subjektiewe, goed, ek het dit nou gehoor, en nou gaan ek kies waarvan ek hou en waarvan nie. Ontzag vir die Here is om te erken, dat dit wat ek geleer het, ek is nie die bepaler daarvan nie. Dit wat die Here vir my leer uit sy woord uit, dit is werklik 'n God wat my beveel om so te leef. Ek is toe nou nie die een wat die morele kode skryf nie. Kennis van God en ontzag, vrees vir die Here. Wanneer daai twee komponente in ons harte vlam vat en ons reageer daarop, weer eens 'n kernwoordjie, ons reageer op dit wat ons lees, dit wat ons leer en die oortuiging dat God werklik God is en nie my gelyke is nie, dan loop dit uit op wysheid. Dan tree ek anders op. Dan kyk ek anders na die lewe. Vers 7 sê vir ons, kennis begin met die dien van die Here. Weereens hy taal van ontzag. Dit is net dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. Wysheid begin met die dien van die Here. Teks wat julle ook waarskynlik so goed ken, is Jakobus 1 vers 5. Dat wie wysheid kort kom, moet dit van die Here afbid. Ek wil hê julle moet mooi oplet, voordat ons verder gaan, hierdie verweef van hierdie drie. Kennis, wysheid, ontzag, loop hand aan hand, parallel met mekaar. En nou, dat ons nou weet, goed, ons het nou 'n idee wat wysheid is, waarna dit strewe, wysheid begin in God, by God, in verhouding met hom, kennis uit die woord uit, maar ook kennis vanuit die verhouding, kennis uit ons ervaring en blootstelling van God, maar ook in ons belydenis dat hy werklik God is, skepper van die hemel en die aarde, vrees vir hom, ontzag vir hom. Vanuit dit loop wysheid, en nou dat ons dit verstaan, en ons kan verder beweeg, gaan Spreuke baie interessante werk, om vir ons die volgende beelde, denkbeeldig te skets. Ons sien hierdie pa, Vadersdag, 'n geestelike pa, en hierdie pa vind dit geweldig belangrik, dat sy seun moet leer wat hierdie wysheid is. En die beelde wat ons kry, en ek vermeng het nou soms so 'n bietjie om dit meer verstaanbaar te maak, is hierdie pa wat sy seun stuur na die juffrou toe. En dan sê hy, my seun, jy moet luister wat sy vir jou leer. Dit is belangrik. By die huis het ek vir jou klomp dinge geleer, maar wat sy vir jou leer, is so belangrik. As jy dit verloor, my seun, ons gaan nie eers daar nie, jy moet jou ore toespits. En daarom as julle lus is om deur Spreuke bietjie te lees, as sien julle hierdie herhaling oor en oor en oor. Hierdie pa wat sê, my seun, luister, my seun, fokus, my seun, gee ag op hierdie onderrig wat jy ontvang. Nou hierdie onderwyser wat hierdie seun leer, en hierdie seun, of hierdie dogter, daar mag jy maar vandag jou eie voet in daai skoene plaas. Dis jy, dis ek en jy, dis ons. Ons wat vandag moet leer. En die onderwyser wat ons het, is mevrou Wysheid. Mevrou Wysheid leer ons wat wysheid ten diepste is. En nou gaan ek myself so 'n bietjie verklap, voordat ons daar kom. Daar's ongelukkig nie net een juffrou nie. Daar's twee onderwysers op die toneel. Die een is mevrou Wysheid en die een is mevrou Wêreld. Kom ons kyk wat leer mevrou Wysheid ons. Pa het ons gestuur koshuis toe na mevrou Wysheid toe. Mevrou Wysheid leer ons vandag. Kom ons kyk in dieselfde hoofstuk na vers 20.
Wysheid is 'n vrou wat langs die straat staan en roep. Sy laat haar stem hoor op die stadspleine. Sy roep bo die rumoer uit. By die ingange van die stadpoorte sê sy wat sy te sê het. Hier kry ons die eerste foto van mevrou Wysheid. En wat mevrou Wysheid doen, is twee goed. By herhaling. Sy staan op publieke plekke. Sy kruip nie weg nie. Mevrou Wysheid is nie daar in 'n kantoor nie. Sy staan op die stadspleine, daar by die kruispaaie, waar almal haar kan sien, waar sy beskikbaar is. En sy roep uit. Sy praat hard. Bo die rumoer van al die ander dinge, praat sy hard en sy sê wat sy moet sê. Dit is mevrou Wysheid. 'n publieke aard. Wysheid is nie net beskore vir die wat op 'n sekere vlak is, vir die dominees en die pastore nie. Wysheid is beskikbaar vir almal. Selfs die dwaase een wat wil leer wat wysheid is. Dis publiek van aard. En tweedens, wysheid kruip nie weg nie. Wysheid is nie moeilik om te vind nie. Wanneer ons hierdie ore inspann en daarop reageer, dan ontdek ons wysheid. Wanneer ons reageer op die kennis wat ons vandag gaan ontvang, en wanneer ons gaan reageer op die feit dat ons saam bely, God is werklik God. God is werklik koning, dan ontdek ons wysheid. Vers 22, julle onkundiges, dis nou wat mevrou Wysheid uitroep. Julle onkundiges, hoe lank gaan julle nog vashou aan julle onkunde? Gaan die groot praters hulle pratery geniet en die swape afkeer hê van kennis? Nou, moet ons nou sê, mevrou Wysheid dra nie doekies om nie. Sy vra die vraag, hoe lank gaan julle nog kennis en inligting en volmaaktheid en vrede gaan soek in hierdie wêreld? Hoe lank gaan julle nog luister na al die ander praatjies rondom julle? Of so sy sê die rumoerigheid. Hoe lank? Hoe lank gaan jy nog krap in iets wat vir jou niks oplewer nie, wat jou tyd gaan mors? En dan maak sy dit baie kras. Hoe lank gaan ons swape nog 'n afkeer hê aan kennis? Nou moet ons sê, "Jesus, maar hierdie juffrou is dan verskriklik streng." Sy dra nie doekies om nie. Want wysheid is suiwer. Want let wel, dis nie 'n generiese produk nie. Dis nie 'n wêreldse produk nie. Wysheid, as ons dit kon vasvang, nê, en ons kon agter dit lees, dan sou daar nie gestaan het made in China nie. Wysheid kom van God af. Wysheid is in verhouding met God. Wysheid maak aanspraak daarop dat ons heilig moet lewe, want God is heilig. Wysheid maak staar daarop dat ons kruis opneem en hom volg. Wat beteken dit? Neem jou kruis op, sterf saam met Christus in die ou lewe, sodat ons saam met hom nuut kan leef. Dit maak ons nuut. En daarom draai wysheid nie doekies om nie. Daarom wanneer ons kennis met mekaar deel uit die woord uit, dan deel ons nie soetsappige boodskapies nie, wat die ore so lekker kom kielie nie. Dis rein, dis suiwer. As julle luister na my teregwysing, gee ek julle my wysheid in oorvloed en leer ek julle my woorde begryp. As julle luister na my teregwysing. Dis interessant, hierdie woordjie luister, die 2020, dis nou die direkte vertaling, gebruik die woord, as jy reageer. Nou, mevrou Wysheid sou nie so wys gewees het, as sy verwag dat ons moet reageer op dit wat ons nie het nie. Maar die feit dat ons toegang het tot die kennis, die feit dat ons die Bybel het, die feit dat ons die Heilige Gees het, wat in ons harte vir ons oortuig, wat is reg, wat is verkeerd,
Oortuig, my broer is honger, moet ek nie vir hom 'n broodjie gee nie. My suster het pyn, moet ek nie vir haar gaan bid nie. As jy daarop reageer, by implikasie beteken dit dat ons nie altyd daarop reageer nie. Maar as ons daarop reageer, dan gee ek julle my wysheid in oorvloed en leer ek julle my woorde begryp. Hoe moeilik is dit vir 'n jong man of 'n jong vrou om wysheid te bekom? Hoe moeilik is dit? Bitter maklik. Reageer op die woord van God. Hoe moeilik is die keuse om te maak? Dis dalk waar die moeilikheid lê. Reageer op die woord van God. Reageer op wat jy vanmôre hoor. En dit is wysheid. Dan ontdek ons wat wysheid is. Hoekom reageer ons? Sit baie keer met mense, ons altyd maar die trant van die storie, dat jy sit met iemand wat die Here wil leer ken, en hulle vertel hoe verskriklik sleg hulle lewe was, en die trauma op 'n trauma, en verskriklike stories. En dan wil hulle die Here leer ken. Maar mens sit ook met mense wat 'n wonderlike lewe lei. Dit gaan glad nie sleg met hulle nie, inteendeel dit gaan baie goed. En om die Here te wil leer ken, gaan maar vra dat jy so 'n paar opofferings maak. Hoekom sal so 'n persoon reageer op die kennis, op ontzag vir God? Hoekom? Want hulle ontdek wat vrees vir die Here is. Dis onmoontlik vir ons om te reageer op God se stem as ons nie erns maak met wie hierdie God is nie. Kom ons kyk na hoofstuk 2, net die eerste vers. Ons het nou gehoor hierdie mevrou wysheid wat praat. Ons gaan so deurbeweeg tot hoofstuk 8 toe. Hierdie mevrou wysheid wat praat. En dan is dit asof die pa dit ook hoor en dan sê hy, my seun, neem aan wat ek jou sê. Maak wat ek jou voorskryf jou eie. Hy moedig hierdie seun aan. Luister na hierdie mevrou wysheid, né? Hou jou ore oop vir die wysheid, span jou in om te verstaan. Span jou in om te verstaan. Direkte vertaling sê, rig jou hart. Soos 'n mens 'n geweer sou rig op 'n teiken, hè? Rig jou hart. Wanneer ons die woord van God lees ons dit as 'n taak om af te handel, of lees ons dit werklik met die intensie om te verstaan, om te groei, om jou hart te rig? Kom ons maak dit eenvoudig. Wanneer jy nou daar in die huis is en jy's besig om deur 'n tydskrif te lees, want jy's verveeld en jy wag nou maar dat die tyd verbygaan, doen jy dit met dieselfde intensiteit as wat jy in Johannesburg ry en jou GPS werk nie. En gelukkig daar in die kabiel kry jy nog 'n ou padkaart. En jy vou hierdie ou padkaart vol stof af en jy vee hom skoon en dis net karre wat verbykom en afdraaie en jy moet kyk waar jy is. Nee. Daai padkaart rig jy jouself, jy lees, jy kyk met die intensie, ek moet verstaan. Want as ek nie verstaan nie, dan mis ek die punt. Ek mis die punt, die kuns van die lewe. Ek mis dit. Soos omblaai, hoofstuk 2. Ons lees dan vanaf vers 16, dan sien ons dat hierdie mevrou wysheid kom dan weer na ons toe. En ons het haar nou leer ken, ons weet nou wie sy is, né? Ons weet waaruit sy saamgestel is, kennis van God, vrees van God, die praktiese uitvoering daarvan. En dan kom sy en sy verduidelik vir ons hoekom sy belangrik is. Hoekom hierdie dinge belangrik is. Hoekom ons wysheid nodig het. Vers 16 lees, die wysheid sal jou weerhou van die slegte vrou af. Nou weer eens, onthou hierdie beeldspraak wat gebruik word, wysheid of mevrou wysheid is hierdie goeie vrou, né? En hier lees ons van die slegte vrou. Kyk, onthou ek het vir julle gesê, daar's 2 dames wat in Spreuke voorkom. Dis hierdie wêreldse vrou. Die wysheid sal jou weerhou van die slegte vrou af. Die vrou met die verleidelike praatjies
wat haar eie man verlaat en die verbond van haar God vergeet het. Haar huis lei 'n mens na die dood toe. Haar spore bring jou by die dooies uit. Mense wat na haar toe gaan, kom nie een terug nie. Hulle kom nie weer op die paaie van die lewe nie. En dan 3 vers 7. Moenie dink, jy het die wysheid in pag nie. Dien die Here en vir my wat sleg is, dit is die geneesmiddel vir jou, die verkoeking van jou liggaam. Mevrou Wysheid sê, ek is hier om jou te beskerm teen die slegte vrou, teen die slegte juffrou. Want as jy nie gaan luister na wat ek jou leer nie, dan gaan jy definitief luister na wat sy jou leer. Nou kan ons mekaar sê, maar weet jy wat? Ek moet erken, ek luister nie altyd so mooi na mevrou Wysheid nie. Ek kry die kennis uit die woord uit en dit wat die Gees aan my openbaar en ek vrees God, sê ek vir myself, maar ek moet nou eerlik sê, ek reageer nie altyd daarop nie. Daar's nie die praktiese uitvloeiing daarvan nie. Ek luister nie na mevrou Wysheid nie. Maar bygesê, ek luister ook nou nie na mevrou Wêreld nie, dis nou 'n lelike beeld. Yes, daai vrou met die verleidelike lippe en al die tipe van goed. Ek is nog nie daar nie. Familie, hier moet ons 'n reality check doen. Want wie nie vir God nie, is teen God. Die leuen lyk so. Die leuen laat jou glo dat as jy nie nou ten volle vir God leef nie, die jouself ten volle beywer om te verstaan en te groei in wysheid nie, dat jy dalk hier in die middel rond is. Moet net nie val na die slegte vrou se kant toe nie. Die oomblik, as ons nie ten volle kies om God te dien met alles in ons nie, dan kies ons ten volle om die ander vrou, die bose te dien, onsself te dien. Dis dan verskriklik, né? Maar ons Here bevestig dit. Moet net nie lou wees nie. Sê eerder jy's koud, maar moenie lou wees nie. Kies vandag, is jy vir my of is jy teen my? Is jy lou of is jy warm? Beywer ons osself om na mevrou Wysheid te luister, of luister ons dalk na die mevrou Wêreld? Moenie dink jy weet beter nie. Moenie met 'n kompromie kom nie. Moenie dink jy het die wysheid om te kan bepaal, maar weet jy, ek gaan maar my eie roete volg nie. Ek weet dan so min of meer hoe van die slegte pad af te bly nie. Familie, die Here roep ons terug. Sy wysheid is duur, maar dit is verniet. Vir die wat daarop reageer, vir die wat dit soek. Kom ons blaai weer om, hoofstuk 5. En dit skyn verder lig op mevrou Wêreld. Hoofstuk 5 vanaf vers 3. Die slegte vrou se lippe drup van die heuning, haar tong is gladder as olie. Hierdie vrou is baie aantreklik. En haar woorde is gladder as olie. Sy weet net wat om vir jou te sê. En is dit nie so tipiese karaktereienskap van mevrou Wêreld nie? Toe ons nou so gesien het hoe lyk mevrou Wysheid, toe sien ons sy praat hard, né? Sy dra nie doekies om nie. Hoekom? Want die waarheid moet uit. Die waarheid konfronteer, dis 'n eienskap van die waarheid. Maar mevrou Wêreld, sy sê dan die goedjies wat ons wil hoor, en sy kielie ons ore. En dan sien ons dat die stem van mevrou Wysheid klink vir ons soos iemand anders se stem wat ons ook ken, né? Yes, dis dan verskriklik. Yes, oom Walter, het die Here nou regtig gesê, oom mag van geen ander vrugte van die tuin eet nie. Ai, ek verstaan hoe oom voel. Ek's in oom se kant, hoor. Ons staan saam. Probeer maar bietjie hierdie vrug. Jy gaan niks oorkom nie. Hoor julle daai stem? Daai gladder as olie, vlei vir jou. Och, jy kan dan sukses van jou lewe maak. Sjoe, jy is net te wonderlik.
nederig gaan buig voor God. Nee, nie jy nie. Jy is te fantasties, kom ons bou eerder vir jou 'n troon. Wat van die toring van Babel? Kom ons maak vir onsself 'n naam, dat mense kan sien hoe fantasties is ons. Hoor julle daai vleitaal? En ons is ongelooflik vatbaar vir dit. Want dit is taal waarvan ons hou. Ons hou mos daarvan as mense sê jy is so oulik. Jy is dan so fantasties. Jy gaan 'n groot ding in jou lewe behaal. En hier is die waarskuwing, vers 4. Maar agterna is alles so bitter, soos wilde als. Sy is so gevaarlik, soos die skerpste swaard. Haar pad is die van die dood. Elke stap saam met haar bring die ondergang nader. Sy hou jou weg van die pad van die lewe af. En weet julle wat maak my die bangste van alles? Die laaste sinnetjie, sy laat jou dwaal en jy weet dit nie. Sy laat jou dwaal en jy weet dit nie. Is dit nie so karaktereienskap nie? Van die bose een nie? Van mevrou wêreld nie? Jy dink jy doen die goeie ding. Het julle geweet die mense en rigters het ook so gedink? Hulle het gedoen wat goed is in hulle eie oë. Hoe dit vir hulle uitgedraai. En ons besef nie ons dwaal nie. Die oomblik as ons daarvan bewus word, dat ons nie die Here dien met alles in ons nie, dat ons bewus word daarvan, dat ek nie meer reageer op dit wat ek uit die woord uit lees nie, op dit wat ek weet van God, as hierdie koning, as hierdie regter, my alles nie, is wanneer ons die gevaar loop om te begin dwaal. Want daar's een wat baie gretig is om met ons te wil gesels. Een wat nie kan wag om te klop aan die deur nie. Ek het so rukkie gelede, sommer vir interessantheid, toe sit en wonder ek oor die volgende vraag. Kyk, ons weet mos nou die bose een, die duiwel was mos nou 'n engel gewees, né? En so het sy trots en sy opstanding gemaak dat die Here hom verdryf het. Hoekom sal hy, as hy weet hoe eindig alles, hoekom sal hy aanhou om heeltyd kinders van die Here te probeer verlei, te probeer versoek, te probeer tempteer? Hoekom? Is daar niks beters om te doen nie, tot die Here weer kom nie. En ek lees hierdie interessante ding, dat as jy 'n haat het vir iemand, het, en jy kan nie daai persoon bykom nie, dan val jy die aan vir wie daai persoon lief is.